Wikus, welkom. Ons ek en jy chat altyd so lekker. Hierdie keer druk ons 'n bietjie rekord. So vertel ons 'n bietjie waar kom jy vandaan? Hoe lyk die boerdery? Kom ons pak dit 'n bietjie uit. Ek bly in Bloemfontein. Ek is bestuurder van Alta Genetics in Suid-Afrika. En dan het ek die voorreg om saam met Lexie op Homesdale met die Afrikaners en die Angus te werk. So ons is al 7 jaar besig van Mei 2019 af. So ons is al 'n paar seisoene saam deur en baie geleer en gesien wat die Afrikaner en die Angus kan doen. So pak daai uit. Weet wat het jy as jy nou terugkyk 7 jaar en ek wil daarop primêr fokus. Wat het jou verras? Wat het jou uitgevang? Ek wil sê wat was 'n goeie verrassing, wat was nie 'n goeie verrassing nie. Jy weet en ek wil sê die pad vorentoe veral nou met die lig van jy weet 'n back and close en al die lekker dinge. Ek dink Jacques verder terug, ek dink aan ons almal se families, in landboufamilies is daar iemand het met Afrikaner beeste geboer in jou familie en iewers op 'n plaas is daar 'n plek waar daar koeie gemelk is. En ek het op 'n melkplaas groot geword, my oupa grootjie het Afrikaners gehad en aan die ander kant van my familie ook. So in ons almal se families is daar Afrikaner beeste, maar later mense het nie baie met hulle te doen gehad nie, want min mense boer met hulle. So die lekker ding vir my is om met hulle te kon werk en te sien dat dit eintlik nog beter is. As mens lank terug het ek Prof Bonsma se boek gelees en gesien hoekom hy die Afrikaner gebruik het om die Bonsmara te teel. En dan werk jy met hulle en dan sien jy hoe al hierdie goeters, hulle is so gehard, hulle velle is dik. Die Bonsmara ouens, daar's Afrikaner DNA nie. Ek hoop hulle gaan nou weet. Hulle roem op gehardheid en aanpasbaarheid en die Bonsmara dit by die Afrikaner gekry. Hy het dit nie by die Hereford en die Korthoring gekry nie. Hy het ander goeie eienskappe daar gekry, maar dit was die basis en die basis van die Afrigus van die Bovelder is ook daar uit ontwikkel, die Afrisim, die Huguenot. Die Afrikaner beeste het Suid-Afrika gehelp bou deur ons mense hier te kry, maar toe hy die mense hier gekry het, het hy die beestebedryf gehelp bou. Dit is ongelooflike agtergrond, geskiedenis. Ja, en aan die Angus kant, ek is nog altyd lief vir 'n Angus. Ek is eintlik lief vir alle beeste. As jy my vra, ek enige beesteras, ek sal vir enigiets stop en kyk. Ja. Ek is lief vir enige beesteras, maar daai twee het by my 'n baie sagte plek. Nie net beeste kan nie net vir jou mooi wees nie, hy moet ook kan werk en vir jou winsgewend wees, maar ek dink die lekker deel is ek het nog nooit met die kruising gewerk nie. En as jy sien hoe die goeie goeders van die twee rasse bymekaar kom in 'n boerkoei wat regtig maklik is om te bestuur en maklik is om mee winsgewend te boer. Ek dink die koei laat jou toe om dit te doen. Hoekom is dit ek wil sê soek ouens baie boere net daai one-stop shop wil ek sê. Ons praat nou byvoorbeeld met 'n Bonsmara. Jy weet wat jy het. Dit is die grootste bees ras. Kom ons doen dit versus kruissteeling, twee verskillende rasse. Jy weet hoekom sal ouens hier soek hulle net daai gerief of hard commercials wil ek sê of wat as jy nou die twee wêrelde vergelyk? Ek dink in enige vorm van boerdery nou soek jy iets wat jy weet wat goed ontwikkel is en wat gaan presteer. Verminder jou risiko. Ja, ou wat mielies plant teel nie selfs eie kultivars nie. Hy koop hulle 'n baster wat geteel is om te presteer in sy omgewing. Koop hy by 'n saadmaatskappy en dieselfde met 'n beesboer. Dit is 'n besigheid. Al is ons lief vir hulle en weet jy kom ons nou daai bees se hele lewe lank saam met hom. Jy het daai koei se ma en sy ouma grootjie ook groot gemaak en so daar's baie van jouself en jou beeste. So daar is sentiment, maar dit is 'n besigheid. So as jy iets het wat goed ontwikkel is waarmee jy net kan boer, vergelyk met ander bedrywe ook. Die meeste ouens wat varke groot maak, hulle is nie daar is mense wat die lyne teel wat vir hulle dit gee. Dit maak jou boerdery meer effektief as jy iets kry wat klaar gemaak is en rasse soos 'n Bonsmara is goed opgestel daarvoor want hulle hy is reg ontwikkel, het 'n goeie naam in die mark vir 'n kommersiële boer en
en klomp ander rasse het daai selfde sal ek sê ja, bekendheid in die mark en ou weet wat hy kry en dis ook as 'n mens jou geld spandeer wil jy weet dat jy 'n goeie kans het. Mens kan nooit beplan vir droogte of siekte of wat soos wat ons nou in is nie, maar jy wil daarom weet dat jy 'n redelike kans het met dit waar jy jou geld spandeer. Yes. En daai so in terme van wat is die impak op daaglikse bestuur? Ek wil weer terugkom van ek het Bonsmara en jy het werk met 2 rasse. Wat is daai praktikaliteite? Ek dink wel eerstens vir ons om by 'n goeie kruising uit te kom, moet ons die 2 suiwer rasse goed bestuur. Ons moet ons Angusse so goed deel as wat ons kan en ons Afrikaners en om hulle kan suksesvol te kan bymekaar sit. Ons vat nie 'n Afrikaner uitskot koei en teel met haar 'n Afrikas kruis nie. Daai koei, die heel swakste koei gaan na 'n terminale bil toe. Want ons moet met al boer of die ou wat by ons 'n vers koop moet 'n vers koop waarmee hy kan boer. So daar's verskillende groepe koeie binne in die kudde wat dit meer ingewikkeld maak, want daar's 'n groep Angusse wat jy met top Angus bulle probeer verbeter in die rigting wat die Angus ras wil gaan en dan dieselfde met die Afrikaner en dan moet jy 'n goeie vroulike Afrikaner diere kry om die Angus by te sit. En dan daai kruisings het ons dan weer die terminale bulle, Charolais en 'n swart Angus wat dan daarop gaan, want op daai koei gaan dit oor hoeveel ons wil soveel as moontlik wins uit daai uitmaak. En om die derde ras by te sit, of dit nou Charolais of swart Angus is, dis ekstra basterkrag. Want die swart genepool is ver genoeg verwyder van die rooi genepool in terme van die Angus. En dan kry ons die meeste uit daai kalf uit en die eienskappe wat laag oor erflik is, soos moedereienskappe byvoorbeeld. Met die kruising, jy kry nie dadelik 'n groot voordeel in terme van die karkas byvoorbeeld nie. Maar moedereienskappe, melkproduksie, die koei se aanpasbaarheid, daai voordeel kry jy dadelik in daai kruisdier. Omdat jy die 2 rasse, dis wat die basterkrag vir jou bring. So dan het jy dadelik 'n koei wat meer gehard is, wat meer produksie in het. Sy het regtig die beste van al 2. In ons geval, as jy praat van dag tot dag bestuur, wat makliker maak is die Angus kalf op die Afrikaner het nie horings nie. So daar is nie 'n groot dag wat ons moet horings brand. Die meeste van ons kalvers loop net deur. Die Charolais het horings en daai moet ons brand, maar die grootste deel van ons kalvers, ons het nie daai dag van ekstra arbeid, van stres op die kalvers. Niks van daai is deel van wat ons dag tot dag doen nie. Dis net baie makliker om elke dag jou werk gedoen te kry. Wat is daar premie op die einde van die dag? Nou wil ek terugkom na die rande en sente. Wat is daai, want ek speel nou duiwels advokaat, so jy werk 'n bietjie harder. As jy met 2 rasse versus 1. Wat is daai natuurlik kom terug na Lexie se punt toe, passie, jy moet geniet. So obviously ons gaan nie daai ignoreer nie, dit speel 'n rol. Maar as ons nou net rand en sent praat, hierdie ekstra moeite. Ek dink dit is redelik maklik om as jy grond en koeie het, kan jy speenkalvers en uitskot koeie verkoop. En jy kan 'n bil koop en daarby sit en dit is die minste wat jy kan doen. As jy die ekstra moeite wil doen soos wat ons doen, dan is daar geleentheid vir jou om waarde toe te voeg. In terme van jou Angusse, daar's 'n mark vir Angus bulle in die kommersiële mark en in die stoetmark. Daar's 'n mark vir kommersiële vroulike diere waar jy nou 'n vers sou net verkoop het as 'n speenkalf. Kan jy nou hulle groot maak en dan iemand anders aanbied om mee te gaan boer. Dieselfde met die Afrikaner, dieselfde beginsel is daar. So ons voeg waarde toe deur die suiwer kuddes te verbeter. En dan, ja, dit is ekstra bestuur om hulle, maar eintlik al wat ekstra is om hulle uitmekaar uit te hou, laat hulle nie by mekaar kom voordat ons besluit watter diere moet by mekaar kom nie, en die administrasie daar agter, maar in ons geval is daar's nie 'n spesiale deel waar die geregistreerde beeste en die kommersiële beeste loop, of 'n ander manier van doen, of ekstra inspuitings, of ekstra kere wat hulle gedip word nie. Alles word op dieselfde manier bestuur, so daar's nie iets anders nie, dis net
aan die moeite wat ons doen deur ekstra die diere te weeg. Vers word geweeg met speen met 12 maande, met 18 maande voordat hulle bil toe gaan. Ons weeg elke kalf by geboorte, ons weeg elke kalf by speen, ons weeg elke koei by speen om te kyk hoe effektief is daai koei. En mense hoef dit nie te doen nie, maar hoe weet jy wie is jou beter koeie en hoe verbeter jy jou koeie, jou kudde is jy moet daai inligting hê. Dis in elk geval wil ek sê best practice. Ja, dit is en daar's nog klomp ander goed wat jy nog kan meet, maar ons doen al daai. En dan gebruik jy jou inligting met die teelwaardes en die stamboom inligting en jy weet hoe het 'n sekere lyn geteel, wat is belangrik om sekere lyne bymekaar te sit. En dan het jy ook daai agtergrond wanneer jy die kruisdier maak om dan die beste daar uit te kry, want dit is waar jy wil kom, as jy wil die beste van die Angus en die Afrikaner bymekaar sit om dan die kommersiële dier te maak wat regtig gaan presteer. Hoekom het jy 7 jaar gelede besluit om hierdie roete te gaan? Ek het eintlik maar net daarby ingeval by Lexie daarmee, hè. Ek dink wat ons wel daarna bygebring het is die Charolais Swart Angus die laaste paar jaar om nog meer uit die kruisdiere uit te kry. Want So dit ekskuus ek van die rede, because so die kruissteling, ek wil sê dis julle strategie. Kruissteling. Ja, ek vir Want die is nie kommersiële net Angus nie, dis nie net Angus. vir die kommersiële dier is dit so, maar vir ons is dit eintlik alles. Dit is nog steeds, want ons werk hard om die Angus kudde te verbeter, om die Afrikaner kudde te verbeter en jou diere wat daar, elke jaar is jou kommersiële groep ook beter, want jou onderpunt weet die lyn skuif op. Yeah. So jou kommersiële, 'n vers wat jy 2 jaar terug sou dalk mee in die geregistreerde kudde sou opgeneem het, is nou nie meer daar nie, maar sy is nog steeds goed genoeg as 'n goeie kommersiële koei. En nou gemiddeld is beter as wat jy gehad het. Die een kudde wat jy altyd moet wen is jou eie een. Jy hoef nie 'n buurman te wen nie. Almal doen nie dinge op dieselfde manier nie, maar jy moet beter wees as wat jy was, want alles word duurder. So jy moet meer doen op die grond wat jy het. Ja. En dit is om 'n beter dier te hê wat jou gras kan omskakel in vleis wat jy kan verkoop, want dit is tog wat ons doen. Dit is 'n vorm van 'n fabriek. Daar's baie meer eksterne faktore as 'n fabriek en 'n stoor in die stad, maar dit is wat ons doen. Ons vat iets wat nie, ons kan nie gras per ton natuurlike veiding verkoop per kilogram nie, maar ons kan goeie kwaliteit Angus en Afrikaner vleis verkoop as 'n hoë waarde proteïen. Dis eintlik waarby mense moet uitkom is, en ook vir ons belangrik is as jy 'n steak bestel, dan wil ons hê jy moet 'n goeie steak eet. Dit is, anders gaan jy dit nie meer doen nie, dan gaan jy iets anders koop. Dis ook eintlik, en die 2 rasse wat ons het is bekend vir baie goeie vleiskwaliteit. So die Afrikaner, min mense weet dit, maar die Afrikaner het baie goeie vleiskwaliteit, 'n sagte vleis met lekker geur, en Angus het geen bekendstelling nodig in terme van sy vleiskwaliteit nie. Ja. Altyd genetics, weer interessant, genetics is al interessante goed wat jy daar sien. Ek weet daar's nou melkkoeie, maar is daar lesse wat jy daar leer wat jy kan toepas in die boerdery en ek net altyd dink ek is multinational, massiewe Amerikaanse maatskappy. Ja, ek dink so, Jacques, ek dink daar's ook 'n vleisafdeling, 'n baie groot vleisafdeling. Elke dag help ons die melkbore, ons kliënte, om meer effektief te wees in hulle bestuur en om meer winsgewend te wees. En dit is een van die belangrikste goed wat ek geleer het lank terug by een van die ouens wat ons opleiding doen is, hy het altyd vir ons gesê, boerdery as 'n leefwyse is 'n baie swak besigheid. En boerdery as 'n besigheid kan 'n baie lekker leefwyse wees. En as 'n mens dit so, al is jy hoe sentimenteel, al is jy hoe lief vir daai koei, iewers moet jy die besluit maak en sê, ongelukkig is sy nie meer winsgewend genoeg nie. Sy is nie meer deel van daai stelsel nie. So ek dink die genetiese vooruitgang bring finansiële vooruitgang. Want hoe gaan jy dit beter doen? Hoe gaan jy daai gras in iets meer hoër waarde omskep as wat jy laas jaar gehad het, is deur 'n beter diere op te sit. Een wat meer effektief kan omskakel. Dis hoekom ons die koeie
by speenweeg en dan weet 'n koei wat 'n lae speenpersentasie het, sy skuif na 'n terminale bil toe as sy in die geregistreerde kudde is, sodat ons nie van haar nageslag terughou nie, sodat ons net die mees effektiewe koeie se dogters in die kudde kan hou, want dis wat die kommersiële ou wil hê. Hy wil nie 'n groot swaar koei hê wat 'n ligte kalfsbeen nie. Ons almal wil 'n koei hê wat groot genoeg is vir volgens die omstandighede, nie te groot nie, ook nie te klein nie, en wat dan met die bil wat jy vir haar gee, 'n kalf kan maak wat jy kan bemark. Ja. So wat sê ek wil terugkom na tips en triks toe. Ek wil jy het nou al klaar hierso 'n paar belangrike goed gesê. Jy weet, ek sê wat is 'n paar goed wat om te doen en nie te doen as jy nou weer eens kyk hier afloop 7 jaar. Ek dink 'n mens jy moet inligting hê. Enige vorm van boerdery is maar gedryf deur die inligting wat jy het wat vir jou die besluit te maak. En van daai inligting is iets wat jy nie kan, dit is nie in 'n boek nie. Jy moet dit leer oor soos die bestuur van die weiding. Daar is boeke daaroor, maar daar's nie 'n boek oor jou plaas nie. Soos Lexie gesê het, jy moet luister vir die beeste. Dit is nie 'n ding wat jy kan Google nie. Ja, so daai leer ek by haar en dan jy gebruik dit en dan vat jy die inligting wat jy het oor wat het hierdie koei se kalvers geweeg elke jaar na jaar, of hou ons haar dogters terug, of sy gee vir ons goed genoeg verse wat ons hou, of nee, daar's elke keer 'n fout, of elke keer dink jy sy gaan bietjie beter doen as sy doen nie. So ek dink die beste ding is jy moet soveel inligting insamel as wat jy kan, maar dan moet jy dit ook gebruik. Dit help nie jy het boeke en blaars en Excel files vol inligting en jy kan nie iets daarmee doen nie, want jy moet tog iets meet wat jy kan sê, dit moet 'n syfer wees waarmee jy 'n besluit kan neem in jou volgende dekseisoen, of wanneer jy verse selekteer, wanneer jy besluit om 'n bil terug te hou wat jy in die mark gaan aanbied vir 'n kommersiële boer. So ek dink jy moet die natuur, wat die natuur vir jou gee en wat jy daar kan leer gebruik en dit kombineer met die syfers, en daar's baie tegnologie, daar's genomiese toetsing, daar's navorsing wat wys die kinders wat hulle diere genomies toets en daarvolgens selekteer, vorder 'n bietjie vinniger, want die beperkende faktor met beesboerdery is maar die generasieinterval. En jy moet so lank wag. Met ander spesies, hoenders, varke, skape, dit gaan baie vinniger. Met beeste vat dit langer, maar as jy gouer daai inligting het, kan jy gouer 'n besluit maak oor moet ek hierdie dier hou of moet ek aanbeweeg van hom af en weet hom kommersieel maak of op die speenkalfslorie laai. En elke jaar hopelik doen jy beter as wat jy die vorige jaar gedoen het. Ja. Hoe lyk wat is die sagte ware beskik? Wat gebruik jy as? Of is daar partye wat is nog steeds op 'n spreadsheet, of hoe meet hulle die hele proses? En wat is best practice? Daar is kudde bestuurprogramme. In vleisbeeste nie so gespesialiseerd soos in melkbeeste nie. 'n Melkboer het elke dag, elke koei 2 keer of 3 keer voor hom verby en elke keer word daar inligting ingesamel. Ja. In 'n vleisbeesboerdery is dit is nie moontlik om elke dag iets te meet op hulle nie. Maar daar is daai bestuurprogramme en dan is daar die teelersgenootskappe, die teelwaardes wat van stamboek afkom. So al daai goeters saam. Ek dink dis nooit net een nie. En jy kan ook nie net, jy moet jou eie gewigte vat en kyk wat op jou plaas gebeur het, saam met die teelwaardes kyk. Mens kan nie, jy kan hulle nie op papier teel nie, maar jy kan hulle ook nie net teel sonder om te weeg en te meet nie. Ek dink die beste is maar om alles saam te doen en om 'n program te hê waar jy kan inligting uitkry. Ek dink dit is as jy wil 'n opsomming trek van hierdie jaar se bilkalvers of weet per bil. Ek hou daarvan om te kyk na hoe het hulle gedoen per bil, wat was die verskil in speengewigte en ook later dan hoe het 'n bil se dogters gedoen om te kyk hoe lyk sy, hoe draai melk oor na sy dogters toe. Ja. Dan daar is duidelike verskille. Jy kan sien hierdie bil se dogters se kalvers is swaarder, hulle lyk beter en dis omdat hulle beter eiers het en meer melk het. Ja.
Wat so ek wil terugkom na rand en sent toe. Jy weet so in terme van kan jy bedrag deel? Jy weet wat jy uitgesny het daai karkas uit in terme van 'n voerkraal. Hoe lyk die voerkraal se terugvoer? Die voerkraal wat ons probeer doen is om vir hulle 'n goeie aanbieding te maak. En ek dink jy daar's verby van Daag op met jou trok. Ja, sommer net stuur en maar net wat jy het. En dit in elke seisoen het jy maar 'n kalf wat seer gekry het of wat en ons hou hom terug. Ons bied hom nie daaraan nie. Ons wil graag vir hulle 'n goeie produk aanbied. So die meeste van ons, die grootste deel is Angus kalvers. En dan daarna Afrikaner Angus kruise en dan hierdie jaar het ons eerste groep by wat 'n Chevrolet kruis uit 'n Afrikaner Angus koe is en 'n swart Angus kruis is wat daar uit is. Nou die Angus ons het weer daar's die geleentheid om 'n premie te kry daarvoor. So daar is voerkrale wat vir Angus beef 'n premie aanbied. So ons probeer altyd eers dit reg kry met daai groep kalvers. En dan die ander wat net 'n kruiskalf is, wat is jou kompetisie daar in die mark is? Hy moet gesond wees en hy moet lyk of hy kan groeipotensiaal hê. Die aankoper, as die kraal nie tevrede is nie, dan stuur hulle dit vir hom terug. So ons probeer 'n goeie aanbod maak wat ons dis maar elke jaar jou koeie verbeter sodat jy 'n beter produk kan lewer en met verlede jaar se aankopers het ons met 'n nuwe voerkraal begin besigheid doen. Almal kan nie altyd vir die prys gee. Daar moet maar elke jaar 'n verskillende prys, maar ons probeer ook 'n goeie verhouding met hulle almal opbou en 1 jaar kan 'n ou nie heeltemal by die prys kom nie, maar hy sê oor die volgende jaar ek stel nog steeds belang want ek het al by jou gekoop en ek was baie tevrede. So ek dink jou aanbod is belangrik. Dis nie net meer wie soos hulle vat dit of los dit nie. Maar dis harde werk om hulle tot daar te kry en dan 'n eenvormige groep aan te bied want die voerkraal het 'n groot stelsel en daar's duisende diere daar. So as jy 'n eenvormige groep kan aanbied, is dit makliker vir hom om daai groep te bestuur as wat daar nou 'n grootte en 'n kleintjie en een wat hy nou maar vat omdat hy die res vat of om die vrag vol te maak of daai ons probeer dit vermy. Ek dink elke plaas het maar daai en ons verkoop hulle maar later maar daai aanbod wat daarmee kom, dis jou advertensie. Verlede jaar was ons gelukkig om van 'n voerkraal 'n oproep te kry toe die kalvers daar aankom. En sê tot op hede vir daai seisoen was dit een van die mooiste groepe wat hulle gekry het. So okay. Dan voel 'n mens goed en dis harde werk en dan is die werk om dit weer te doen. Jy kan nie daar stop nie. But the proof is in the pudding en jy het daai oproep gekry. Ja, daarvoor is 'n mens dankbaar en dan is jy ook gemotiveer om nog beter te doen. Is daar in terme van kollegas, wie doen dit nog wat julle doen? Ek dink daar's 'n groot klomp teelers wat die laaste tyd daai geleentheid raak sien. Ouens kruis met Afrikaners met Sussex, hulle kruis met ook Rooi Angus, Simmentaler. Dis die ander stoetteelers of geregistreerde ouens wat ook nou daai geleentheid raak sien. En veral in die dele waar dit meer suurveld is, doen daai Afrikaner kruisdier beter as baie suiwer rasse daar. So ek dink meer mense sien daai geleentheid en ons kan vir 'n ou wys want ons het hulle op die grond. Ons gaan hulle oor 2 maande van ons hulle bemark. Ons het die Afrikaner Angus kruiskoei met die Chevrolet kalf of die swart kalf of die Rooi Angus kalf en daai ek kan vir jou wys wat ons op die grond het. Dis nie net 'n idee van dit word al meer as 30 jaar op Homesdale gedoen. En dit sal nie vir 30 jaar hou as dit nie werk nie. Ek dink net wat ons maar nog net probeer het is om meer terminale bulle in te kry. En binne die ras ook, soos as ons na swart Angus bulle kyk, dan kyk ons nie na bulle wat ons noodwendig sou gebruik het om vroulike diere te teel nie. Ons kyk na nog meer groei, want dis wat ons daar wil uit hê. Ons weet nog steeds die kalf gaan maklik uitkom en hy gaan die horings hê nie, maar 'n mens kan mos met genetika so spesifiek wees. Jy
jy kan kry wat jy wil hê, veral in die Angus ras wat 'n baie groot genepool het, kan jy regtig die bil kry wat jy nodig het. En dis maar hoe enige ou dit doen, of jy soeibone plant of mielies of sonneblomme, jy kry daai genetika wat jy nodig het om vir jou die resultate te gee, en dis hoe ons dit doen. Jy het vandag op Back and Closeer, ek bedoel, julle het ook 'n paar uitdagings onlangs gehad, né? Wat hoe sien jy die dinge, wat gaan aan? Hoe voel jy? Ek dink Jacques, ons is maar almal is bekommerd. Ons het goeie vriende wat regtig deur moeilike tye is. Ons is nog gelukkig om dit nog nie by ons te gehad het nie, maar dit is in die omgewing, so hier as dit 10 km van jou af is, dan is dit regtig op jou voorstoep, en jy hoop maar dat jy geënt kan word, en dat die staat dan van daar af gaan regtig sê wat hulle gaan doen. En dan hopelik maar uiteindelik dink ek as ons self kan die geleentheid hê om ons diere te ent en om onsself te kan beskerm, want dis maar wat jy doen. Staatsbeheerde siektes is lankal nie meer, ek dink staatsbeheer nie. Brucellose is lankal nie meer staatsbeheer nie, en ons doen self moeite om ons diere te toets. Ons het op 'n tyd privaat getoets, want ons kon nie, die staat kon nie by ons uitkom nie. Nou, wanneer mense doen dit om jouself skoon te hou, en om vir jou koper, om hom ook te beskerm, want jy wil nie daai siekte vir hom in sy kudde hê nie. En dieselfde met Back and Closeer is as 'n mens die geleentheid het om jou eie koeie te beskerm, dit is tog jou bate. Dis hoekom ons hulle aanhou verbeter. Dis nie net iets wat ons omdraai nie. Ons hou nie net met random koeie terug elke jaar nie. Ons weet wat ons wil hê, in watter rigting ons wil gaan, en wie is die verse wat in daai prentjie inpas. En as ons na veiling toe gaan, kyk ons weet watter soort bil het ons nodig om ons kudde na die volgende vlak toe te vat. So daarmee saam, as 'n mens jou eie kudde kan beskerm, dan dink ek dit sal regtig goed wees. Dit is nou maar, toe ek klein was, my pa het nog knopvelsiekte, dier 1 keer in sy lewe geënt, en dan is dit verby, en toe vroeg middel 90's het dit verander, en ons leef al 30 jaar daarmee, wat ons elke jaar moet ent, so dit lyk maar na iets waarmee ons gaan moet saamleef. Ek dink mens moet verantwoordelik wees, en dit jouself en jou bure probeer beskerm, en as ons eie diere kan beskerm, dink ek gaan dit maar die beste wees. Soos daai ding wat hulle sê, charity starts at home, so in hierdie geval is jou dieregesondheid begin by die huis, nee, begin op die plaas, nie worry oor jou buurman nie, dit is hoe jy hom bedien. Ja, 'n gesonde dier presteer beter. Ja. Wikus, dankie vir jou tyd, dankie dat jy 'n bietjie vir ons in kon kleer, dit is baie interessant. Ek dink ons wil hierdie aan die groot klok hang, man. Jy weet, dit voel vir my dis so 'n bietjie amper geheime inligting. Ja, dankie Jacques, ons wil dit nie 'n geheim, dit moet nie 'n geheim wees nie, want daar's voordeel in. Dis lekker om jou medeboer te sien goed doen, en dis hoekom ons werk aan groei in die kudde, maar ons gaan een van die dae hierdie vroulike diere aan ander ons beskikbaar maak, en dit sal lekker wees om te sien dat 'n buurman of 'n ander boer met daai genetika goed doen en winsgewend boer. Jy sê oor 2 maande, so wanneer is jy datum in plek? Wat julle Nee, ek dink ons sal seker teen die einde van volgende jaar by ons getal wees waar ons kan dan 'n groep van daai vroulike diere aanbied, en Okay, so dis om die draai. Ja, ons werk hard daaraan, want dit is ook ekstra waarde vir die boerdery, om vir iemand 'n boerkoei aan te bied teenoor net 'n speenkalf, en daar's meer waarde in, en as 'n ou daai waarde sien van daai koei wat gehard is, wat 'n goeie moeder is, en jy kan enigiets daar opsit, want daar's kalwingsgemak is dit gaan nie net oor die bil wat 'n klein kalf gee, of nie growwe bene het nie. Die Afrikaner en die Angus ras, daar is maternale kalwingssyfers ook, en dit sien mense in alle rasse wat kalwingsgemak meet, is hoe maklik kalf 'n bil se dogters. En ons weet dat 'n Afrikaner koei en 'n Angus koei kan kalf, al wanneer ons moet help is wanneer daar iets abnormaal is, 'n kop wat gedraai is, of 'n kalf wat nie reg presenteer met kalwing nie, maar anders het ons nie kalfprobleme nie, so jy wil daai voordeel gee vir die ander boer
wat weet hy het 'n trop koeie wat maklik gaan kalf en wat die kalf van groot maak en vir hom wins maak. Dankie. Dankie Jacques. Sterkte. Ek hoop dit gaan goed. Baie dankie.